Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Het jy al ooit 'n instruksieboek gelees, dit op sy gesit en toe nog steeds die ding verkeerd aan mekaar gesit? Dit is maklik om inligting in ons koppe te hê, maar dit help ons niks as ons dit nie gebruik nie. In die geestelike lewe maak ons dikwels dieselfde fout, ons versamel kennis oor God, maar ons lewens verander nie. Vandag daag die woord ons uit oor wat praktiese gehoorsaamheid en die pad van heiligmaking regtig beteken. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Matteus 7 vers 24 wat soos volg lees: Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Wanneer ons hierdie woorde van Jesus grammatikaal en histories ontleed, sien ons 'n kragtige boodskap. Jesus sluit sy bekende bergpredikasie hiermee af. Die gehoor van daardie tyd het die landskap van Israel goed geken. In die droë maande lyk 'n sanderige vallei na 'n maklike plek om te bou. Maar wanneer die reënstorms kom, spoel die vloedwater alles weg. Jesus gebruik hier twee baie spesifieke werkwoorde, luister en doen. In die konteks van heiligmaking kan die een nie sonder die ander bestaan nie. Om bloot te luister sonder om te doen, was in die Joodse denke niks minder as selfbedrog nie. Kennis van korrekte Bybelse leerstellings is die uiters noodsaaklike nodige eerste stap, want jy kan immers nie gehoorsaam wees aan dit wat jy nie weet nie. Maar kennis alleen verander jou lewe nie. Geestelike groei gebeur wanneer jy jou gedagtes, woorde en dade belyn met die Bybelse waarheid. Hier is 'n skriftuurlike feit om te onthou. Geestelike volwassenheid word nie net gemeet aan hoeveel van die Bybel jy ken nie, maar ook aan hoeveel van die Bybel jy gehoorsaam. Jakobus skryf nie verniet in Jakobus 1 vers 22 nie. En word daders van die woord en nie alleen hoorders wat julleself bedrieg nie. Wanneer jy daagliks die woord van God inneem en dit prakties onder leiding van die Gees toepas, word God verheerlik, mense om jou opgebou en ontvang jy self God se goedkeuring en beloning. Moenie tevrede wees met net kennis nie, bou jou lewe op die rots deur te doen wat hy sê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u lewende en kragtige woord. Vergewe ons waar ons dikwels tevrede is om net na u woord te luister, sonder dat dit ons lewenswyse verander. Gee ons vandag die wysheid en die geesvervulde krag om gehoorsaam te wees aan dit wat u ons leer. Help ons om ons gedagtes, woorde en dade elke dag volgens u waarheid te vorm. Ons vra dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.